Goeiedag vriende, ons is nou in week 2 van ons veldtog en soos wat u reeds gehoor het, is die tema van hierdie week dat die Here ons roep om toegewyd aan hom te lewe. Ons weet die wêreld sê vir ons iets anders. Die wêreld sê vir ons baie keer, ons moet ons aan niks en niemand regtig te erg verbind nie. Maar Jesus se boodskap is duidelik. Hy sê vir ons, leef nederig toegewyd aan my. En 'n teksgedeelte in die Nuwe Testament, wat vir my nogal 'n goeie teks is om dit te verduidelik, is Filippense 2 vanaf vers 5. Nou, hierdie teks begin by die regte plek as ons dink aan ons toewyding aan die Here. Want hierdie teks sê vir ons, dieselfde gesindheid moet in ons wees, wat daar ook in Christus Jesus was. En dan sê hy wat hierdie gesindheid was, hy sê, hy het sy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het hy homself nog verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Nou om dit te verstaan, moet ons verstaan watter posisie 'n slaaf in die samelewing van destyds ingeneem het. Die Romeinse samelewing was 'n baie statusbewuste samelewing. Dit het bestaan uit 'n hiërargiese orde, heel boaan was die keiser, en dan was daar die senatore gewees, en nog ander groepe mense onderkant. Hulle was die elite deel van die bevolking, maar hulle het maar 2% uitgemaak van die totale Romeinse bevolking. Onderkant hulle was die sogenaamde nobodies. Die nobodies wat begin het met die burgers en die vrymanne, en op die ou einde, na al hierdie trappe van statusse, kry ons die slawe. En nou sê Paulus daar in Filippense 2, dat Jesus Christus vrywillig gekies het, omdat hy toegewyd was aan God en aan ons, kies hy om 'n slaaf te word, ter wille van ons. Maar dan sê hy nog, hy het homself verder verneder, deur gehoorsaam te word tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Selfs 'n Romeinse burger van destyds kon nie die kruisdood kry nie. Dit was te 'n vernederende dood om te sterwe. Jesus kies die vernederendste dood om te sterwe, ter wille van ons, omdat hy aan God en aan ons en aan God se sending 100% toegewyd was. En wat vra hy nou van ons? Van ons vra hy nie mindere toewyding nie. Hy vra, my broer en suster, ons wat die vrug is van hierdie sending van Jesus na die wêreld. Hy vra dat ons uit dankbaarheid ook so toegewyd aan hom sal lewe. Dit is die voorbeeld wat ons kry van Jesus. Want dit bring ons nou by die tweede punt. Paulus sê daar in Filippense 2, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hy het hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke tong sou bely, elke knie sou buig en bely dat Jesus Christus die Here is. Hierdie gedeelte sê vir ons, Jesus Christus het dit vir ons moontlik gemaak, deur sy dood en deur sy opstanding, om aan God toegewyd te lewe. En daarom kan ons nou lewe op 'n nederige, toegewyde manier aan die Here. Ons soek nie ons selfsug, ons eersug nie, ons soek nie ons eie belang nie. Ons dink aan die belange van Jesus Christus. Ons dink aan mekaar se belange. En in ons dagstukkies van hierdie week, en in ons Bybelstudie, ons groep Bybelstudie vir die week, gesels ons dan verder oor hoe ons dit prakties in ons lewe kan doen. Onthou, Jesus is ons voorbeeld, maar Jesus is ook die rede. Hy is die grond waarom ons nederig toegewyd kan lewe. Kom ons buig die hoofde net vir 'n oomblik in gebed, voordat ons voortgaan met ons bespreking. Vader in die hemel, baie dankie dat U seun Jesus gestuur het. Dankie Jesus dat U die gestalte van 'n slaaf aangeneem het. U wat gesê het, U voedsel is om die wil van ons Vader te doen. Baie dankie dat U vir ons die voorbeeld gestel het. Dankie dat U dit ook moontlik maak vir ons. Seën ons bespreking ook dan nou vandag. Lei ons deur die Gees om elkeen prakties in ons lewens duidelik te hoor wat U vir ons wil sê. In die naam van Jesus. Amen.